En die Here groet ons genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die woord wat ons gaan saam lees is Markus 1 verse 14 tot 20. En dit gaan oor disippelskap en ek is eintlik baie opgewonde oor wat die Here besig is om te doen, want ek sien hoe alles by mekaar aansluit. Vrydagoggend se mannegroep, ons het nog nie eens eintlik by die inleiding verbygekom nie. En dit gaan ook oor dieselfde tema, disippelskap, om 'n volgeling van Jesus te wees. En ons sien baie uit na die res. En dan ook nou vanoggend die prediking en dan ook vanaand die temperamente en hoe ons mekaar bedraad is deur die Here, hoe ons dan ook daai temperament, jy kan aanvaar hoe die Here jou gemaak het om hom op jou manier, jou spesifieke manier 'n volgeling, disipel van Jesus te wees. Alles werk so saam. En daarom baie opgewonde ook oor vanoggend se boodskap, en ons lees dan Markus 1 vanaf vers 14 tot vers 20. Ek lees uit die 83 vertaling. Nadat Johannes in tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle nette gelos en hom gevolg. Toe hy eentjie verder gaan, het hy vir Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien, waarin die skei besig was om nette reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep. Hy het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skei gelaat, en saam met Jesus gegaan. Ek veral kyk na hierdie roeping van Jesus, vers 17 en vers 20. Hy het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. En dan ook vers 20, hy het hulle geroep, en hulle het hulle pa Zebedeus net so saam die loonarbeiders in skei gelaat, en saam met Jesus gegaan. As mens hierdie lees, dan voel jy, om 'n disipel van Jesus te wees, vra dan verskriklik baie. Dit is eintlik baie erg. Jy moet eintlik 'n supergelowige wees. As jy dink aan hierdie 4 vissermanne, Simon en Andreas, sy broer, en dan ook die seuns van Zebedeus, Jakobus en Johannes, hulle het alles net, Jesus sê, kom, volg my, alles net so gelos en hom gevolg. Hulle het al die sekuriteite, wat hulle gehaat het, materiële sekuriteite, posisie, want daar was loonarbeiders onder die seuns van Zebedeus. Hulle het alles net so gelos. Persoonlike alles prysgegee en net Jesus gevolg. As ek myself moet indink, as ek nog daar besig was om net reg te maak, Jesus sê, ek weet nie of ek so sou gereageer het nie. Voel regtig, hulle was super gelowiges gewees. Dit wat Jesus in vers 15 gesê het, kom hier tot 'n realiteit. Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Hulle het dit outomaties gedoen. Kan dit vandag ook gebeur? Nou om dit te verstaan, moet ons ook weer kyk na die Joodse onderwysstelsel, Nou 'n hele paar weke terug het ek gekyk na die onderwysstelsel van die Jode, Maar net om hierdie in konteks te plaas, dat ons dit beter kan verstaan, die agtergrond gee van die roeping en hoe hulle gereageer het. Kom ons herinner net bietjie verfris ons geheue oor die Joodse onderwysstelsel. Daar was 3 vlakke van onderwys. Vlak 1, wat al die Joodse kinders moes gaan, so op 5 jaar begin, dit kan vergelyk word met ons laerskole, en op 5 jaar het die Joodse kinders die Bet Sefer, die huis van die boek, gaan bywoon. Dit was aan die kant van die sinagoge, en daar was 'n onderwyser, voltydse onderwyser of skriba, wat die kinders onderrig het, van 5 jaar op. En die syllabus was die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel. En onthou, daai was 'n mondelingse samelewing gewees. Hulle nog nie almal kon nie skryf en so nie. Daarom het hulle die eerste 5 boeke van die Bybel gememoriseer. En dan hier by 12 en 13 jaar
het hulle dan die Joodse kinders die eerste 5 boeke van die Bybel gememoriseer. En as jy het klaar gememoriseer, jy het reg gekry, dan gaan die meeste huis toe. Gaan huis toe, begin met 'n werk, gaan vang vis, help met die familiebesigheid plaas of wat ook al, en kry kinders. Nee, dis wat met die meeste gebeur. Maar die beste leerders gaan na vlak 2 toe. Nee, en dit is dan vlak 2 tot by 17 jaar, en dan, dit word genoem Bet Midrash, die huis van lering. En dan word die hele Ou Testament geleer en gememoriseer, tot so 17 jaar oud. En dan, en as hulle daarmee klaar is, nee, as hulle hier by 17 kom, en hulle is klaar, dan gaan die meeste ook weer eens gaan huis toe. Dan net die beste van die beste van die beste bly agter, en hulle gaan na vlak 3 toe, en dit is om 'n rabbi te kry, waarvan jy 'n leerling kan word, 'n disipel kan word. En dit was baie moeilik om by 'n rabbi in te kom. Jy het nie sommer ingekom nie. Eerstens moes jy 'n rabbi vind, dis nou die roem van die kinders, nie die roem van die oes, die beste van die beste van die beste. Jy moes eers 'n rabbi kry, wie sy juk jou gepas het, nee, wie sy lering aanklank vind in jou hart. En as jy hy rabbi geïdentifiseer het, dan gaan hy jou ondervra oor die hele Ou Testament, die Bybel van daai tyd. Nee, gaan jou enige vrae vra, moeilike sake aanraak ook, weet, wat dink jy van die Nephilim in Genesis 6 of wat ook al, nee, en ken jy die Torah, en hy sal jou baie vrae vra. Bid jy gereeld? Het jy selfdissipline? Hoe leef jy? En as hy tevrede is met jou, nee, dan vra hy, kan ek asseblief by jou groep aansluit? En dan sal hy jou toelaat, nee, want sy doel is om jou ook 'n rabbi te maak. Jy moet word soos wat hy word en sy lering verder vat. En hy wil sy tyd mors met iemand wat gaan val, nie? Hy soek mense wat betroubaar is. En dan sal hy kom en hy dink jy's goed genoeg, dan gaan hy vir jou sê, kom, volg my, wees my disipel. En dan, van daai dag af, nee, draai jou lewe om 3 doelwitte. Eerstens, om by jou rabbi te wees 24/7. Daai tyd was nie net kopkennis nie, nee, jy moes by jou rabbi, as hy slaap, dan slaap jy. As hy eet, dan eet jy, nee. As hy leer, dan sit jy by sy voet en jy luister wat hy leer. As hy stap na 'n dorp toe, dan stap jy saam met hom, en waar hy mense leer, help jy en jy leer saam met hom. Want die uiteinde is, jy moet ook doen wat hy doen. En dis die derde doelwit is, jy gaan ook nou doen wat hy doen. Jy moet self 'n rabbi word en sy lering verder vat. Nee, dis die roem van die room. En as hy voel jy's gereed, jy kan nou self 'n rabbi wees, dan gaan hy vir jou sê, jy's nou gereed, gaan en maak disippels. Nee, dit is nou toppunt van die Joodse onderwys. Nee, dan het jy die toppunt bereik. Soos 'n professor amper vandag seker. Nou, hierdie 4 vissermanne, watter vlak van onderrig het hulle gehad? Hulle het hier by vlak 1 klaar uitgeval, nee? Hulle het vlak 1 gedoen, en toe is hulle huis toe, en hulle het gaan werk, en hulle moet met 'n gesin begin. So hulle was hier by vlak 1 gewees, van opleiding. En hulle het seker nou maar gehoop, hulle gaan kinders sien, hulle kinders gaan slimmer as hulle weet, wat dalk eendag 'n rabbi kan word, want dit is 'n groot status, as jy 'n rabbi is. Maar hulle het by vlak 1 uitgeval. Nou as Jesus hulle roep as rabbi, nee, om bietjie meer agtergrond te kry, moet ons eintlik gaan kyk na Lukas 5, vers 1 tot 11, wat ook hierdie roeping van hierdie disippels beskryf. En daar staan, Jesus het gekom na die see toe, nee, van Galilea, waar hy was, en had 'n groot skare om gevolg. Maar hulle het so gedruk om te hoor wat Jesus sê, dat hy Simon se skei gevat het, lees ons in Lukas 5 vers 1 tot 11, hy het Simon se skei gevat, en so eentjie in water ingegaan, en die skei as 'n preekstoel gebruik, nee, dat almal hom kan hoor. En nadat hy het gepreek het hy vir Simon gesê, hoor hierso, kom ons gaan diep water toe, kom ons gaan vang vis, gooi jou nette weer uit, nee, as jy Lukas 5 nou lees.
Maar toe sê Simon, ons het reg deur die nag gevang, ons het niks gevang reg deur die nag nie, maar omdat hy so sê, en ek nou gesien hier is 'n rabbi, kom ek sal dit doen. En hulle het in dieper water toe gaan, weer die nette uitgegooi en hulle het 'n groot visvangs gehad. So die nette wou skeer en hulle moes natuurlik die ander vissers, hulle maats roep. En dis heel waarskynlik die seuns van Zebedeus. Sê kom help, hierdie visvangs is te groot vir ons kyk. So wat het gebeur? Hierdie 4 vissermanne het gesien Jesus is 'n rabbi en die mense wil hoor wat hy leer en hulle sien goddelike gesag waarmee Jesus geleer het en hulle het ook goddelike krag gesien in Jesus met die wondervisvangs. So hier kom Jesus en hy kom na hierdie ouens wat die laagste deel van die samelewing is en hy bied hulle hierdie wonderlike kans van die lewe en sê word my disippels. Volg my as 'n rabbi, nee, wat die toppunt is in daai tyd. Dit kan vergelyk word seker vandag, gebrekkige vergelyking, dat 'n beroemde professor kom na jou toe, nê, van 'n beroemde universiteit waar net die roem van studente toelating kry, kom na jou toe en sê vir jou, ek gee jou 'n volle borgskap, nê, beurs om te kom leer op hierdie universiteit en toelating kry vir die universiteit en jy gaan onder my persoonlike toesig leer om self eendag jou doktorsgraad te behaal en om self 'n professor te word. Dis die geleentheid wat hierdie 4 vissermanne gekry het. Wonderlike geleentheid dat Jesus hulle roep tot disippelskap. Nou dink bietjie vandag vir ons, na die kruis en opstanding en hemelvaart van Jesus, is nog 'n groter geskenk wat Jesus ons gee om jou te roep tot disippelskap. Kom, volg my. Dis nog 'n groter geskenk. Hoekom? Dink hy roep jou tot 'n ewige lewe saam met God as Vader. Die almagtige God, skepper van hemel en aarde, sê kom, volg my. Ek roep jou tot 'n ewige lewe saam met my, waar ek jou Vader is. Dis die grootste geskenk wat ons kan kry in Jesus, disippelskap. Om die skepper van hemel en aarde as jou hemelse Vader te hê. En in wie jy jou lewe kan gee en hom kan volg. Daar's nie 'n groter geskenk nie. Hy roep jou, ja, 'n Vader wat jou liefhet. Hy gee jou sy beloftes in sy woord. Sê dis waar en amen vir jou lewe in Christus. Hy roep jou tot 'n sinvolle lewe. Dat jy nie net hier op aarde is om so lank as moontlik asem te haal en goeders bymekaar te maak en alles weg te gee as jy doodgaan nie. Nee, hy het 'n plan en doel met jou lewe. Disippelskap is 'n wonderlike gawe om Jesus te volg. En dat hy in en deur jou kan werk vir sy skepingsdoel met jou lewe. Hy roep jou, ja, daar's nie 'n groter geskenk nie. Ek dink net die afgelope tyd, baie, maar ek het nog altyd, ek weet nie hoe hanteer mense hierdie lewe, met al hierdie terugslaan, negativiteit en nuus en al hierdie goeie sonder God nie. Of as 'n geliefde sterf. Hoe hanteer jy dit as jy die God in jou lewe het nie? As ek dink, ja, my tyd kom nou nader. Ja, en ek word ouer, nee, en ek besef, weet, menslik gesproke, is ou se tyd min hier op aarde. Net te dink is klaar. Dis verby. Dis niks verder. Wat 'n lewe, hè? Wat 'n lewe om so te leef. Maar die ewige lewe saam met my hemelse Vader. Waar hy's in beheer van my lewe. Hy's in beheer van my kinders. Nee, ek kan sy leiding vra. Niks gebeur hier toevallig nie. Ons sê mos toevallig as Christene toeval God se lig op die situasie. Nee, God is by my. Ek hoef niemand te beïndruk nie. Ek moet aan hom gehoorsaam wees. Ek kan hom volg. Dis al wat saak maak. Audience of one, ons sê dit baie hier in die gemeente. Audience of one. Saulus, nee, op pad na Damaskus, kom radikaal tot bekering toe Jesus hom roep op pad na Damaskus en sê volg my, nee. Saulus wat toe mos nou later Paulus word. Hy besef die waarde van disippelskap om Jesus te volg. Hy besef dit absoluut. Hy
Hy so radikaal tot bekering toe Jesus hom roep, hy dadelik daar, hy het mos vir die hoofpriester gevra, briewe dat hy die Christene kon vervolg, die mense van die weg kon vervolg en so, en toe roep Jesus hom, en hy draai om en hy begin preek dat Jesus is die seun van God in die sinagoges van Damaskus nie. Nou, Paulus was die beste van die beste van die beste. Hy was die roem van die samelewing. Hy praat ook van Gamaliel. Hy het geleer onder die rabbi Gamaliel, nê? Handelinge 22 vers 3. Hy's 'n suiwere Jood, nê? Hy is uit die stam Benjamin. Hy's 'n Fariseer. Hy noem dit alles daar in Filippense 3. Noem hy al sy credentials, nê? Dit klink amper soos my hond Witaro se agtergrond, nê? En goeters nê. Opregte Jood, bekende rabbi Gamaliel het my geleer. Maar dan beoordeel hy al hierdie goed. En hy sê, Filippense 3 vers 7 tot 10. Maar wat eers my bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos om Christus, Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee. Omdat 'n mens in hom glo, al wat ek wens, is om Christus te ken. Dis disippelskap, om Christus te ken en te volg. Daar's nie 'n groter geskenk as dit nie. Ons moet in Christus glo, en dis belangrik. Maar weet jy dat Christus glo ook in jou? En dis hoekom hy jou roep. Hy glo dat jy deur die krag van die Heilige Gees sy disipel kan wees. Hierdie lewe van oorvloed kan ontvang. Daarom roep hy jou. Hy glo dat jy al jou begeertes in hom kan vervul. Hy bied meer as wat die wêreld bied. Hy glo dat jy saam met hom kan lewe onder God die Vader se wolk van liefde. Wat vir jou omgee, wat jou liefhet. Hy glo jy kan na sy beeld vernuwe word en die vrug van die Gees dra, want sy Gees is in jou. Hy glo in jou, daarom roep hy jou. Hy glo jy kan hoop hê in lyding, in swaar kry. Want jou hoop is op hom, nie in die omstandighede nie. Hy glo in jou dat jy jou skepingsdoel kan vervul en kan word soos Jesus, dat jy kan vernuwe word na sy beeld. Hy glo jy kan, dit is tot jou beskikking. Dit is daar vir jou. Daarom roep hy jou. En jy kan die tekens van die koninkryk kan in en deur jou manifesteer. Dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak of jy hoog is soos Paulus of jy 'n visserman daaronder is. Dit maak nie saak nie. Dit is alles tot jou beskikking. Jy kan. Want hy werk dit in jou deur sy Gees en sy woord. Hy glo in jou, daarom roep hy jou. En nou daar is baie getuies hier in die gemeente. Ek wil nou nie eers eintlik begin uitlig nie, vandag gaan ons aanhou en aanhou. Hy glo in jou. Nou wil ek net vir jou sê, as jy voel, disipelskap is aan baie wat ek wil gered wees, maar ek wil nie disipel wees nie. As dit jou gesindheid is, om net 'n gelowige te wees, maar nou nie 'n disipel te wees nie. Want disipelskap vra te veel van my. Dit eis my hele lewe op. Dan verstaan jy nie disipelskap nie. Dan weet jy nie waaroor dit gaan nie. Dan dink jy 'n lewe op jou eie is beter as 'n lewe agter Jesus aan. Om hom te volg. 'n Lewe saam met God as jou Vader. Dan mis jy die punt. Dan het jy nie toe hy diepe kennis gekom van wat dit beteken om Jesus te volg, jou kruis op te neem en om te volg nie. Dit bied ver meer as wat jy kan dink en kan uitsorteer met jou eie lewe en met jou eie verstand.
Dan verstaan ons nie die omvang en betekenis van disippelskap nie. Volg my, sê Jesus. Volg my net waar jy is, daar waar jy is. Volg my. Jy gaan baie meer wen as wat jy self op jou eie gaan regkry. En te dink, okay, eendag net as ek doodgaan, dan glo ek mos nie, dan gaan ek jy. Dis nie die lewe wat die Here vir jou beplan het nie. Hy het meer vir jou beplan. En jy gaan hom eers sien en ervaar wanneer jy hom volg in die klein dingetjies van jou lewe, in alles van jou lewe. Daar gaan jy hom sien en ervaar. Volg my. Anders gestel kan ons sê, neem my algehele manier van lewe aan, om die lewe van oorvloed te ervaar wat ek bied. Net dit wat volg my, wat Jesus sê, neem my algehele manier van lewe aan, om die lewe van oorvloed te ervaar wat ek bied. Ons verwys baie keer na Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ons gebruik baie keer, en ek weet ook, ek gebruik baie keer ook hierdie vers, om te wys wie's in en wie's uit, wie's op pad hemel toe en wie's op pad hel toe, nee. Dit het daarmee te doen, maar daar's nog 'n verdere betekenis ook, wat ons ook hier moet verstaan, wat Jesus hier sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dit beteken die kombinasie van die waarheid, nee, Jesus se onderrig, die kombinasie van sy waarheid en sy weg, nee, die weg is sy manier van lewe, sy leefstyl, 'n kombinasie daarvan, lei tot die ewige lewe saam met God as Vader. So dit gaan nie net oor weg, waarheid, lewe nie, dit is 'n kombinasie van om Jesus te glo wat hy sê, nee, sy onderrig, dit te glo, maar ook sy leefstyl te aanvaar, om 'n disipel te wees, om te volg, en dit lei tot 'n lewe, ewige lewe saam met die Vader. 'n Lewe met God. Maar ons fokus baie keer net op die waarheid. Dit wat Jesus neem net dit net glo. Maar wat van die leefstyl, wat van disipelskap om hom te volg, om by daai lewe van oorvloed uit te kom. 'n Presbyteriaanse pastor Eugene Peterson skryf, "The Jesus way, wedded to the Jesus truth, brings about the Jesus life. Jesus as the truth gets far more attention than Jesus as the way. Jesus as the way is the most frequently evaded metaphor among the Christians with whom I worked for 50 years as a North American pastor." So dit is glo en volg. Lei tot die ewige lewe, saam met God as Vader. Disipelskap. Die eerste groep gelowiges, daar in Handelinge, word eers later genoem Christene. Hulle was eintlik meer bekend as die mense van die weg, volgelinge van die weg. Of hy eerste disippels bekend gestaan as die weg. Nee, ons lees daarvan volgelinge van die weg. En Saulus het nou van die hoofpriester briewe gevra aan die sinagoges, dit was nou voor sy bekering, sy roeping van deur Jesus bekering, het briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was. Nee, dis 'n manier van lewe. Jy weg. Manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Nee, dit is wat 'n Christen is. Jy's 'n persoon van die weg, die manier, die leefstyl van Jesus. En omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Handelinge 19 vers 23. En dan Handelinge 24 vers 14, ek volg, sê Paulus, ek volg die weg wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien. Die weg. Ons moet bekend staan as mense van die weg. God se manier van lewe. Daar is 'n weg, 'n manier van lewe, wat deur Jesus Christus self gemodelleer is in die woord. En wat veel ver meer bied, as wat die wêreld kan bied. En dit open die weg na God almagtig se teenwoordigheid en die krag waaroor die meeste mense net kan droom. Maar dit vra dat jy die weg sal volg wat deur Jesus Christus self aangewys is. Hy is die weg, die waarheid en die lewe.
Moenie om te dink om Jesus te volg, disipelskap, is te veel. Jy mis dit. Jy verstaan nie waaroor dit gaan nie. Het is die beste om hom op sy weg te volg. God as Vader, wat in beheer is van jou lewe, wat jou lei, en jy gaan die koninkryk sien manifesteer in jou lewe. Maar as jy bereid om hom te volg, of wil jou eie manier. Kom ons bid saam. Here, dankie vir disipelskap. 'n Gawe wat U aan ons skenk, Here. Wonderlike gawe, 'n lewe saam met U in hierdie sondige gevalle wêreld. Ons kan dit nie verdien nie, ons kan nie daarvoor werk nie. U gee ons dit as 'n kans vir ons lewens, 'n kans van die lewe. En werk in ons harte, Here, dat ons sal kom tot absolute kennis van die lewe saam met U. En die Heilige Gees dryf ons dat ons U sal volg. Dat ons eie maniere sal los en dat ons U manier, U leefstyl sal aanneem en vra vir U leiding deur die Gees en die Woord. 'n Lewe saam met U as Vader. Dankie, Here. Dankie in Jesus se kosbare naam. Amen. En die Here gaan jou seën jou nou, want hy gaan saam met jou die wêreld in. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.